Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Aan die einde van die dag is dit baie goed om ons fokus en ons aandag so 'n bietjie weg van onsself te skuif en dit terug op die woord van die Here. Nou vanaand lees ons uit Markus 4 vanaf vers 21. Dit is 'n gedeelte wat 'n paar uitsprake bevat wat baie keer verkeerd en buite konteks aangehaal en gebruik word. Kom ons luister dan met aandag en dan kan ons na die tyd weer 'n paar woorde sê om die gedeelte te verduidelik. Markus 4 vanaf vers 21. Hy het vir hulle gesê: "’n lamp kom ons nie onder 'n emmer of onder 'n bed nie. Is dit nie bedoel om op 'n staander gesit te word nie? Daar is geen geheim nie of dit moet openbaar gemaak word en daar word niks geheim gehou nie of dit moet aan die lig kom. As iemand ore het en kan hoor, moet hy luister." Hy het ook vir hulle gesê: "Gee aandag aan wat julle hoor, want met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word en daar sal vir julle nog toegevoeg word. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word en wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word." Hier eindig ons voorlesing uit die woord van die Here, soos wat Jesus dan ook hier sê: as iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. In hierdie kort gedeelte is daar 'n paar uitsprake van Jesus wat dikwels los van hulle konteks aangehaal en verkeerd verstaan word. Met die maat waarmee julle meet, word baie keer gebruik asof Jesus hier praat oor hoe ons ander mense beoordeel. En as daar gesê word: "Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word," word daar baie keer gedink dat Jesus praat oor geld en oor besittings. Maar dit is nie waaroor dit hier in Markus 4 gaan nie. Ons moet onthou met wie Jesus in hierdie gedeelte praat. Hy praat met die mense rondom hom en die 12. Hy praat met die binnekring van mense wat hom volg en wat pas gehoor het dat hy vir hulle sê: "Aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee." Hulle het iets ontvang wat baie mense rondom Jesus nog nie verstaan het nie. Hulle het insig begin kry in die woord van God. Hulle het begin sien wie Jesus is en wat God se koninkryk beteken, terwyl die grootste gedeelte van die massa mense wat Jesus gevolg het, niks of baie min daarvan verstaan het. En nou sê Jesus in vers 21: "’n mens steek tog nie 'n lamp aan en gaan sit dit onder 'n emmer of onder 'n bed nie. Jy sit dit waar dit vir jou kan lig gee." Die punt wat hy wil maak is duidelik. Die lig wat God in Christus laat kom het, is nie bedoel om binne in hierdie klein kringetjie geheim te bly nie. Die geheim van God se koninkryk is nie maar net 'n geheime kennis vir 'n paar ingewyde en gekiesde mense nie. Daarom sê Jesus in vers 22 dat wat verborge is, openbaar gemaak sal word. Die evangelie gaan uit. Christus gaan verkondig word. Dit wat net hierdie klein groepie mense nou verstaan, gaan nie vir altyd verborge bly nie. En daarom volg vers 23. As iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. God maak die lig bekend. Die mens word geroep om te luister. In vers 24 stel Jesus dit nog skerper en nog dringender. Gee aandag aan wat julle hoor. En nou kom die woorde oor die maat waarmee julle meet. In hierdie konteks gaan dit nie oor hoe jy ander mense beoordeel nie. Dit gaan oor hoe jy omgaan met die waarheid wat God aan jou bekend gemaak het. Die mate waarin jy werklik aan Christus se woord aandag gee, waarin jy dit in geloof ontvang, waarin jy daaronder buig, is die mate waarin God jou verder daarin sal lei. Nie omdat goeie luister vir jou meer genade verdien nie. Jesus het dan juis kort tevore gesê dat die insig in die geheim van God se koninkryk deur God as 'n genadegawe gegee word. Dat 'n mens die woord werklik verstaan, bly dus van die begin tot die einde genade. Maar daardie genade laat jou nie koud of passief nie.
Wanneer God deur sy woord lig gee, roep hy jou om dit in geloof te ontvang en om daarvolgens te lewe. En waar 'n mens sy woord so ontvang, lei God jou verder. Hy verdiep jou begrip, hy laat jou groei, hy leer jou Christus en sy koninkryk al beter ken. Nou help dit ons ook om vers 25 te verstaan. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word. Dit gaan nie hier oor geld of besittings nie. Dit gaan oor die mens wat die lig van God se woord ontvang het en wat dit in die geloof vashou. Wie God se woord so ontvang, sal nog meer lig ontvang. Maar die teenoorgestelde is ook waar. 'n Mens kan baie van God se waarheid hoor en jy kan weier om daaronder te buig. As dit gebeur, sal God uiteindelik die lig van jou wegneem. Jy sal eindig in totale duisternis en verlorenheid. Dit is wat ons by die skrifgeleerdes gesien het. Hulle het Jesus gehoor, hulle het sy werke gesien, maar hulle het die lig verwerp. Die boodskap van hierdie gedeelte praat ook met ons baie duidelik in ons tyd. Want die lig van God se woord is in ons tyd volop beskikbaar. Dis nie onder 'n emmer nie, dit skyn rondom ons. Elkeen van ons het 'n Bybel, digitaal is daar vir ons toegang tot duisende preke en dagstukkies en potgoeie en geloofsboodskappe waarna ons kan luister. Maar die vraag is nie hoeveel van daardie lig tot jou beskikking is nie, die vraag is, wat doen jy daarmee? Wat doen jy met die lig van God se woord? Ontvang jy dit in die geloof as die woord van God, of hoor jy dit net aan? Wanneer sy woord jou korrigeer, buig jy daaronder. Wanneer dit jou sonde ontbloot, het jy berou en bekeer jy jou. Wanneer Christus aan jou verkondig word, glo jy hom. Wanneer hy jou roep, gehoorsaam jy hom. Moenie God se lig behandel soos nog 'n stukkie inhoud wat jy volgens jou eie smaak kan beoordeel of kan aanvaar of kan ignoreer nie. God se woord is nie vermaak nie. Dit is nie eenvoudig net nog 'n stukkie selfhelpmotivering of 'n goed voel boodskap vir die dag waarvan jy eenvoudig kan wegstap en kan sê dit was interessant of ag dit was maar droog of nee wat dit het my nou nie aangespreek nie. As God se woord na jou toe kom, kom dit met Jesus se dringende oproep: gee aandag aan wat julle hoor. Die lig het gekom, Christus word aan jou bekend gemaak. Ontvang daarom sy woord as God se woord. Ontvang dit in geloof. Moenie jouself bo dit stel asof jy die finale beoordelaar daarvan is nie. Laat die woord jou beoordeel. Buig jy daaronder. Vertrou wat God beloof, gehoorsaam wat hy beveel, leef uit wat hy aan jou bekend maak. Want daarmee saam kom Jesus se belofte: wie die lig wat God gee in geloof ontvang, sal nie armer word nie. Nee, God gee dan juis meer. Hy gee dan meer begrip. Hy versterk jou geloof. Hy lei jou al hoe verder in die lig van Christus en sy koninkryk. Daarom gee aandag aan wat jy hoor. Ontvang die lig wat God gee en gaan lewe daarin. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, vanaand aan die einde van hierdie week buig ons voor U. U is die almagtige God en tog sien U ons in ons kleinheid raak. Dankie Vader dat U ons deur hierdie week gedra en beskerm en versorg het. Dankie vir U woord, dankie vir die evangelie. Dankie dat die lig van Christus nie vir ons verborge gebly het nie, maar dat dit ook tot by ons gekom het. Here, ons kom vanaand en ons bid en ons buig voor U, nie almal uit dieselfde omstandighede nie. Sommige van ons is dankbaar en bly, maar daar is ander wat bekommerd is, ander wat hartseer is of in rou is. Sommige is siek of swak, ander is eenvoudig net
moeg en afgemat na 'n lang en 'n moeilike week. Vader, U ken elke hart. U weet waaroor ons wakker lê. U weet waarna ons verlang en waarmee ons worstel. Ontferm U tog oor ons soos 'n vader hom oor sy kinders ontferm. Here, gee ons U lig. Werk deur U Gees in ons, sodat ons U woord in geloof ontvang en sodat ons gewillig daaronder sal buig. Vergewe ons ook ons sonde en ons skuld. Here, vergewe ons wanneer ons dikwels so maklik weer struikel, selfs wanneer ons opreg begeer om U te dien. Hou ons vas, hou ons naby aan Christus en sy volmaakte genade. Ons bid dat U ons ook nou tot rus sal bring, Here, tot rus in die geloof, maar ook tot rus in ons liggame. Laat ons vanaand ons laste in U hande neerlê en laat ons tog rustig slaap in die wete, ons behoort aan U, ons is veilig by U. Ja, U sorg vir ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.